Right, ek is hier by Bokkie, 'n 28 duim skottel. Hoe nieuw? Hy het ook een. Het nie eens geweet hy die ding gebou nie. Kom ons vind 'n bietjie uit. Hoe lyk hy? As jy goed diep in die grond wil insny, kom check 'n bietjie hierso. Henry, hoe lyk dit? Goed en jy, André? Nee, doodstil rustig. Jy sê 'n 28 duim skottel dus. Nee, 28.5. So dis 28.5. Daai 5.5 is belangrik. Dit is baie keer net daai 0.5 wat jy oor die lyn kry, ja. nee. Verduidelik my gou hierdie masjien hier agter jou. So André, ons het so 5 jaar terug 'n prototipe gebou. Ja. As ek nou reg gepraat onder korreksie 4-5 jaar terug. Ons het hom 3-4 jaar by 'n kliënt getoets, 'n weergawe, ons het verander, ons het goed aangepas. Daar was goed wat ons het byvoorbeeld 'n dubbel roller opgehad op ons eerste prototipe. Ja. Was te swaar geweest, terug aan 'n enkel roller toe. Arms bietjie uitleg verander, hoeke bietjie gestel. En ja, laas jaar kom ons noem dit ons finale weergawe wat ons getoets het en dit het seepglad geloop. So ja, hier staan ons vandag. Hoeveel moeiliker is dit om daai masjien te bou as 'n gewone, noem dit nou maar klein skottel hoëspoed is? Die uitdagings rondom 'n paar aspekte is groter. Jy weet jou beringgrootte, jou skottels. Ons het byvoorbeeld skottels verskriklik gebreek. Selfs 'n 8 mm skottel op hoëspoed is. Daai kom met 'n stel uitdagings want jy begin 'n dik skottel, jy sukkel met penetrasie byvoorbeeld. Ja. Jy weet op 'n 8 mm. So jy moet terug aan 6 toe. Nou moet jy jou vorm van jou skottel bietjie meer kompleks kry om daai vrag te hanteer en laat hy homself in mekaar hou. Arms, jy weet, jou arms moet ongelooflik stewig wees. Jy skuif geweldig baie grond in 'n kwessie van, jy weet, kom ons noem dit per minuut. Jou volume grond wat jy per minuut verwerk is massief. So ons het nogal bietjie gedink en getinker en te kere gegaan om hom te kry waar hy is. Julle het reiserskottels gegaan nou op hierdie ding ook. Is dit nou maar net is Bokkie nou maar 'n reiserskottel werk, so jy gaan vir hom, het julle gewone hapskottels getoets ook? André, ons het eintlik hom getoets met gewone hapskottels. Die prototipes het so gehardloop want ons het van die rak af skottels gekoop. So weer eens, hierdie masjien kan uitgeruil word met 'n skottel wat klaar op die rak beskikbaar is, van die aftermarket spesialiste, as ek dit so kan stel. Wel hierdie ons eie ontwerp is, glo ons aan die reiserskottel. Ons het dit eerstehands ervaar op ons standaardlyn. Daai skottel maak 'n verskil. Die cutting edge is beter. En die ding se hoofdoel is om goed in die grond in te sny, Kyk, ja, dis tipies daai, kom ons sê jy moet materiaal begin verwerk, en as ek sê verwerk, dit moet uit die pad uit. Ja. Dit moet kan, jy weet hoe gaan dit met double cropping, jy weet die ouens wat dadelik, jy moet skoon kom dat daai koringplanter kan loop, jy moet daai mielie-materiaal wegkry, en nie almal wil brand nie. En dis daai tipe masjien waar hy begin 'n rol vervul vir jou. Of jy wil dalk net 'n disbewerking doen, 'n saadbed los dat jy kan plant, selfs op droëland scenario's. Okay, as ek nou net vinnig kyk na die besigheid, nê. Is die masjien swaar genoeg om in te gaan in die grond? Anders, hierdie raam weeg byvoorbeeld 3.25 ton. Ja. Dit is 'n massief geboude swaar masjien. Jy weet, inteendeel, ons moes van die gewig bietjie terugbring om die trekkers aan te beskerm. Anders jy weet dan net sê wat ek moes nou daai oor die trekker gewigte weer bo-op hom gaan sit, nê. Ja, ek dink dit gaan in hierdie geval nodig wees nie. Berings op hom? Kyk, dit is 'n aftermarket bering wat ons gebruik. Ons voer dit self in, maar daar is al klaar van hulle beskikbaar by jou, kom ons noem dit jou aftermarket spesialiste. Maar hy's 'n bietjie groter as jou standaard Agri-hap. Baie groter. Hy is gebou vir hierdie tipe applikasie en spesifiek vir hierdie skottel. Okay. Nou ek wil julle net wys daaroor kant, hè. Woe, dis hoe die ding draai. Daar's 'n 14 meter dus, hè. So kan ek hom ook in 'n 14 meter kry? André, ek dink daai trekker moet nog gebou word dat 14 meter sal sleep. Nee, ons gaan nou begin die reeks. Heidaglik het ons 'n 3-punt reeks beskikbaar en ons werk hom uit na ons sleep en opvou masjiene toe, soos die jaar nou gaan deurloop. So okay, so 3 is 3.9 meter. Dis die beginpunt en dan daarvan af. Ons het 3.25, 3.9, 4.5, 5.25 meter. Maar ek meen
As ek Nou. kyk, hy vat klaar 210 kW. Andre, dis 'n aanbeveling. Jy gaan teen in sekere omstandighede met minder kilowatt regkom, ander omstandighede gaan jy met dalk 'n bietjie meer nodig hê. Ek wil net sê die huisvermoë op die trekker wat sy 3-punt kan optel, gaan dalk die bepalende faktor wees. En dit is baie gedrewe aan jou kilowatts op jou trekker ook. Uitstekend. Nou ek sien uit daarna wat jy my 'n bietjie stuur na waar so ene te loop, wat ons gaan kyk hoe kan hierdie ding in die goed in die grond instyg. Right, so. Dit is Henry hier van Bokkie, nee. As jy en hierdie is belangrik, 'n 28.5 duim skottel is soek. Daarso is hy, nee. So hy sê hy .5 is blykbaar die belangrikste. Dis die van Farm Spice af. Tot volgende keer. Groete.